Kom ons word nou stil voor die Here. Aan die koning van die eeue, aan die onverderflike, die onsienlike en die alleenwyse God kom toe die lof en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing tot die Here se lof, Psalm 34. Psalm 34, 'n belydenis in weelde en in ongeluk. Altyd sal ek die Here prys, altyd vir hom my lof laat rys. Die eerste 2 verse van Psalm 34 en daarna bely ons geloof saam. As teken dat ons nie twyfel aan die naam van die drie-enige God nie, bely ons nou soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. In sy wonderlike en groot genade het die Here met sy volk 'n verbond gesluit. In Eksodus 20 lees ons hoe dat hy hulle begenadig het en hoe dat hy sy heilige wet vir hulle gegee het. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. En dan die 3de gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Die 4de gebod gedek die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod is, jy mag nie doodslaan nie. En die 7de gebod is, jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod is, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan laastens, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. So antwoord die Here sy wet deur Psalm 34 die 6de en die 7de verse te sing. Verse 6 en 7 van Psalm 34. God wend sy aangesig teen hul wat sy bevel weerstaan. Hy laat hul naam met hul vergaan deur hoogste strafgerig. Maar hy sien gunstig neer op die regverdige geslag. Psalm 34 verse 6 en 7. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. U is die God wie se oë nie net die hele aarde deurloop nie, maar u neig ook u ore tot u volk. En daar waar hulle roepstem soos die kinders in Egipte land opstyg tot u, daar hoor u hulle klagte. En daar waar die pleitrede van u dogter Hanna optrek na u toe, daar hoor u, Hemelse Vader,
daar hoor u die stem van 'n enkele vrou. En daar waar die lofliedere van 'n Paulus en 'n Silas in die tronk tot u opstyg, daar hoor u daardie lofliedere. En daarom kan ons met vrymoedigheid ook vandag na u toe kom, met ons gebede, met ons versoeke. U is die God wat u ore neig tot dit wat ons vra en dit wat ons nodig het. En U is die God wat ryklik voorsien, dwars deur ons lewens baie meer as wat ons voorvra. Ons het gevra vir sondevergifnis, en U het U Seun Jesus Christus geskenk, nie net vir ons sondes nou hier en op hierdie dag nie, maar tot in ewigheid. Baie, baie meer as wat ons gevra het. Want U weet wat ons nodig het. U weet dat U vir U kinders net die beste wil beskik. En daarom kom ons vanoggend na U toe, en ons het 'n eenvoudige versoek, ons het 'n versoek dat U ons ore sal oopmaak, deur die Heilige Gees, om die woord van ons Here Jesus Christus te hoor. En dat ons daardeur vertroos sal word, en versterk sal word, en bemoedig sal word, en vermaan sal word. Want dit is wat U volk nodig het. Bemoediging, versterking, vertroosting en vermaning. En ons bid, Hemelse Vader, dat hierdie woord in ons harte sal bly elke dag. Want ons bly in dae wat boos is, en ons bly in dae wat vol onsekerheid is. Dat ons dan hoor wat die Heilige Gees vir ons sê, deur die Here se apostels en evangeliste. In die naam van ons Here Jesus Christus vra ons dit. Amen. Ons is steeds besig met die evangelie volgens Lukas, en ons maak dit oop by die 12de hoofstuk, Lukas 12. Nou in Lukas 12, vanaf vers 13, vertel die Here Jesus die gelykenis van die ryk dwaas, hoe daar 'n man was, met wie dit baie goed gegaan het, maar sy lewe het bestaan uit die oorvloed van sy besittings. En hoe dat hy by homself geredeneer het en gesê het, wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Dit gaan alles oor sy oes, dit gaan alles oor dit wat hy moet doen om nog meer te hê, en dan sal hy sy skure afbreek en nog groter bou, sê hy, en uiteindelik sal hy vir sy siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, neem rus, eet, drink en wees vrolik. Maar God het toe aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afhuis, en wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit dan wees? En so gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. En dan praat die Here Jesus oor die sorge van die lewe. En hy het aan sy disippels gesê, dis vers 22, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Die lewe is meer as die voedsel, en die liggaam as die klere. Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie, hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en tog voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie? En wie onder julle kan deur hom te kwel 1 el by sy lente voeg? As julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle heel oor die ander dinge? Kyk na die lelies, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie, en ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is
en môre in die oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle kleingelowiges. Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie. Want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees nie, klein kiddetjie, want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Verkoop julle besittings en gee almoses. Maak vir julle beurse wat nie oud word nie, 'n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief bykom of mot verteer nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Kom ons antwoord daarop deur Psalm 104 te sing. Psalm 104 en ons sing 3 verse daarvan, verse 17, 18 en 20. Psalm 104, wat leef in water en op land, verwag spyse uit u hand. Ontsluit u dit, word al verkook, hou u dit toe, word al verskrik. Psalm 104 verse 17, 18 en 20. Lukas 12 vers 31. Soek die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Broers en susters, die evangelies van ons Here Jesus Christus is vol mense wat soek. Josef en Maria soek die seentjie by die Paasfees. Herodes soek ook die kindjie Jesus om hom dood te maak. Die owerpriesters en die fariseërs, hulle soek 'n geleentheid om dieselfde te doen. Judas soek 'n geleentheid om hom oor te lewer. En die skares wat hom volg is self besig om te soek, om Jesus van Nasaret te soek. Party soek brood en party soek genesing en ander soek weer eer en 'n posisie by hom. Selfs die onreine geeste wat uitgedryf is, hulle is selfsoekend, hulle soek rus, maar hulle vind dit nie. En tot vandag toe het ons met 'n soekende wêreld te doen. Almal wil iets hê wat hulle nie het nie. En so hou die soeke na plesier, geluk en skoonheid en 'n ewigdurende lewe die mensdom besig jaar in en jaar uit. Maar ook ons as gelowiges, ons sou ook graag meer sekerheid wou hê. Ons soek ook dikwels sekerheid, die sekerheid van versorging met darm die minimum gerief en gemak, sekerheid van brood op die tafel, die beskerming van ons grondregte, gemoedsrus dat ons al ons verpligtinge sal kan nakom,
Sekerheid dat ons en ons kinders oordentlik aangetrek is en dat hulle skoolgelde betaal is. Werksekerheid. Gesondheidssekerheid. Nie waar nie. Ook die predikant wat hier voor u staan is deel daarvan. Ook hy is soekende na gemoedsrus op al hierdie gebiede. Ek mag nie, sê die Here Jesus. Ons mag nie soek wat die wêreld soek nie. Soek die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou positief gestel leer ons uit hierdie gedeelte dat ons in die koninkryk van God inderdaad 'n kommervrye lewe het. Nie net eendag op die nuwe hemel en die nuwe aarde nie, maar nou leer ons reeds om met volkome gemoedsrus te lewe. Om nou reeds daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, om dit te kan hê. En dan negatief gestel leer die Here ons, moenie julle oor materiële dinge bekommer nie. In die oorspronklike Grieks staan dit nog strenger. Hou op om julle oor hierdie dinge te bekommer. Stop daarmee. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, lees ons in Psalm 127. Te vergeefs dat julle laat opbly. Te vergeefs dat julle brood van smarte eet, want net so goed gee hy dit aan sy beminde in haar slaap. Om julle te kwel is onnodig, want die Vader sorg. Hy het alles gemaak. Hy sorg vir die kraaie wat nie die vermoë het om te saai of te maai nie, wat nie skure of silo's het nie. Hoeveel te meer sorg hy nie vir ons wat wel daardie vermoë het nie. En dan dink ons hoe wonderlik daardie einste kraaie vir Elia gesorg het, toe hy kos nodig gehad het. Die Here sê nie ons moet onverantwoordelik wees nie, hy sê nie ons moet nie werk nie, hy sê nie ons moet 'n fatalistiese houding inneem van laat Gods water dan nou maar oor Gods akker loop nie. In sy briewe aan die Tessalonisense en elders beveel die Here die broeders om bereid te wees om te werk, om met hulle eie hande te werk. Om daardeur vir hulle self en hulle gesinne en ook die armes te onderhou. En as iemand nie wil werk nie, moet hy nie eet nie. En die Here sê ook nie, ons moet nie behoorlike rentmeesters wees nie. Hy sê nie, ons moet nie by rentmeesters wees van al hierdie materiële gawes wat hy ons gee nie. Net soos ek ook 'n rentmeester moet wees van hierdie liggaam wat hy my gegee het. En Jesus sê ook nie, dat ons nie moet beplan vir die toekoms nie. Maar al hierdie sake mag nie die hoofdoel van ons lewens wees nie. Dis nie waarvoor ons leef nie. Dis buitendien 'n hopelose saak om jou daaroor te bekommer. Niks gaan daaromtrent verander nie. Wie kan onder julle deur om te kwel een el by sy lente voeg? Hier bedoel die Here dat ons buitendien nie deur bekommernis ons lewe kan verleng nie. Ons kan nie een dag of een jaar aan ons lewe toevoeg deur ons te bekommer nie. En as julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle oor die ander dinge? Kwelling oor die liggaam en kos en klere is 'n teken van ongeloof. As God die plante en die gras beklee, sal hy sy verbondsvolk onbedek laat. Die jong leeu's mag armoede en honger ly, skryf Dawid in Psalm 34 wat ons gesing het. Maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enige iets nie. En kyk ons maar net na die skepping, sê die Here Jesus, die skepping wat die Here met soveel heerlikheid bekleed, ja selfs die geringste grasblommetjies bevat meer skoonheid as dit waarmee koning Salomo in al sy heerlikheid bekleed was.
En as God soveel omgee vir die gras wat vandag hier is en môre in die oond beland, hoeveel te meer sal hy nie omgee vir die mens nie, die mens wat die kroon is van sy skepping. Hoeveel te meer vir ons klein gelowiges gee die Vader nie om nie. Die Here Jesus noem ons klein gelowiges, want dit is waarvan al hierdie bekommernis en toekomsangs 'n teken is. Klein geloof. Dis ongeloof wat bekommernis voortbring. Ongeloof is die moeder van alle bekommernis. Hierdie gedurende, onsekere gesoek na die materiële, sê die Here Jesus, dis 'n kenmerk van die heidendom. Hierdie dinge soek die nasies van die wêreld. Hulle gode is juis onbetroubaar, en omdat hulle gode soos mense gemaak het, weet die arme heide nooit waar hy met hulle staan nie. En daarom het hulle met daaglikse offers omgekoop word, en daarom sal die heiden self so ver gaan, soos die Moabiete gedoen het, om sy kinders aan die afgode te offer. Vir die heiden bestaan die lewe uit 'n broodstryd. Die een trap op die ander om bo uit te kom, en soos dit gaan met die evolusieleer waarin hulle glo, sal net die sterkste oorleef, en daarom selfs al het die heiden genoeg, sal hy nooit genoeg kan hê nie. In die kapitalistiese stelsel is dit die rykes wat die armes vertrap, en in die sosialistiese stelsel is dit die sogenaamde onderdruktes wat die bevoorregtes met die grond gelyk wil ploeg. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, skryf die apostel Paulus aan die Romeine, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Ons is seuns en dogters van die koning van die hemele. Hoekom sal ons so gedra soos die duiwelse bedelaars? Julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Die heidendom ken nie die hemelse Vader nie. Volgens Johannes 8 het hulle die duiwel as vader, en hy's 'n mensemoordenaar en hy's 'n leienaar van die begin van die wêreld af, en hy gee nie 'n blou duit om vir sy kinders nie. Maar ons Vader is anders. Hy's nie net 'n Vader van alles wat geskape is nie, maar hy is ook die Vader wat alles weet, en soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Maar meer nog, ons Vader het 'n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. En as hy soveel aan ons gee, hoekom sal hy nie in staat wees om ons met ons aardse bestaan te onderhou en te versorg nie? Moet julle dus nie kwel oor wat julle sal eet, oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie, want die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as die lewe. God het ons nie net gemaak om te eet nie. God het ons nie net gemaak om klere aan te trek nie. Hy het ons nie net gemaak om te oorleef nie. Die lewe gaan oor baie meer as net om te eet, en baie meer as net om aangetrek te wees. En as jy aan die Here behoort, as jy 'n burger is van sy koninkryk, as jy in sy diens staan, dan het God 'n wonderlike doel met jou lewe, en is vir daardie doel, daardie roeping, dat jy lewe. En vir solank as jy met daardie doel, met daardie roeping besig is, dan sal hy vir jou sorg. En vir solank as wat jy met daardie doel en met daardie roeping besig is, so het ons gelees, is jy besig om 'n skat in die hemel te vergader, 'n skat wat onuitputlik is, waar geen dief by kan kom nie, en waar geen mot kan verteer nie. Dis sy belofte. Baie van ons bekommer ons oor ons bankrekening, maar ons staan koud teenoor ons hemelrekening. En dit moet net andersom wees, sê die Here.
Dis die dinge wat ons moet soek, God se koninkryk, en wat daarmee gepaard gaan. Nou wat is die koninkryk van God? Die eerste wat ons wil sê, is wat dit nie is nie. Die koninkryk van God is nie spys en drank nie, so skryf Paulus elders in die Romeine, maar die koninkryk van God is geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Ons grootste blydskap moet dus wees om met die Here se dinge besig te wees. Ons moet ons dag begin met die aanroep van sy heilige naam. En ons moet ons verdiep in dit wat sy woord sê. En ons moet hom loof met sy psalms. En ons moet ons dienswerk in die gemeente met oorgawe doen. Almal van ons is soekend, broeders en susters. Die vraag is net, hoe is jy soekend? Soek jy soos die nasies? Of het jy 'n hart in die soeke na die koninkryk van God? Die dors na geestelike waarheid. Die honger na die brood van die lewe. Die verlange na God se koninkryk. Dit wat miskien 'n verborgde skat in 'n saailand is. Jy weet van daardie gelykenis wat ons hier Here vertel het, wat 'n man gekry het, daardie verborgde skat, en toe het hy dit weggesteek en hy het blydskap daaroor. Verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie saailand, of soos 'n koopman wat mooi parels soek, en toe hy daai een kosbare parel kry, gaan hy weg en hy verkoop alles wat hy het en hy koop dit. Die man of die vrou wat die koninkryk van God soek daardie skat van die hart. En dis 'n skat wat nie in woorde omskryf kan word nie. Dis 'n herstelde verhouding met die Here en 'n groeiende oorgawe aan die koning van alle konings. Deur God se groot genade het hy ons verlos. Hy het ons verlos uit die magsgebied van die duiwel, deur Jesus Christus oorgebring in die koninkryk van God. Sal ons nie in 'n groot verwondering meer en meer van hierdie koninkryk soek nie. En as burgers van die koninkryk sal ons mos nie lou wees nie. Die opbou en die herstel van God se huis sal nie vir ons 'n middelmatige saak wees nie. Kerk sal nie iets wees wat ons ook maar bybring nie. Jy weet die profeet Haggai in die Ou Testament, hy het daar verwys na die gemeente in Jerusalem se traagheid om die tempel te herbou. Die tempel het in pyn gelê terwyl almal besig was om hulle eie belange te bevorder, maar dan sê die Here deur die profeet, gee ag op wat julle wedervaar het. Julle het baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het jul geklee, maar julle het nie warm geword nie. En wie hom vir loon verhuur het agtergekom dat hy daardie loon in 'n stikkende beer steek. Wanneer jy net werk terwille van jou eie oorlewing, kan jy net sowel jou geld in 'n stikkende beers bære. Jy sal altyd te min hê. Nee, soek eers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En as julle saam met Christus opgewek is, so staan dit in die brief van die Kolossense, as julle saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, daar waar Christus aan die regterhand van God is. En bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op aarde is nie. Maak dood dan in julle lede wat op aarde is, naamlik die hoerery, die onreinheid, die hartstog, die slegte begeertes, die gierigheid wat afgodediens is, en waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het, maar nou moet julle ook dit alles aflê. Bedink die dinge wat daarbo is. Soek Christus. Soek sy eer. Bevorder die belange van sy koninkryk. Verkondig dit, leef dit.
Laat dit ons prioriteit wees en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word, soms baie meer as wat jy gevra het. Somtyds baie meer as waarop jy gehoop het. As ons werklik die belange van die koninkryk eerste stel, dan sal die Here ook ons belange eerste stel. En as ek werklik die belange van die koninkryk eerste stel, dan sal die Here Jesus se woorde in Matteus 7 vers 7 ook vir my waar word. Bid, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal vind. Klop, en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal daar oopgemaak word. Amen. Kom, laat ons die Here dank. Genadige God en Hemelse Vader, waar sal ons begin om U te dank vir hierdie wonderlike genade wat ons het in die Here Jesus Christus. Hy wat ons oorgebring het uit die ryk van die duisternis na sy koninkryk van die lig. Hy wat ons waardig geag het. Hy wat sy lewe neergelê het in sy wonderlike uitverkiesende genade om vir ons 'n ongelooflike erfenis te beskik. Mag ons belydenis dan wees vanoggend dat die meetsnoere vir ons op lieflike plekke geval het. Dat ons ryklik begenadig is. En mag ander daardie getuienis in ons sien. Dat wat ook al die omstandighede wat oor ons kom en die omstandighede wat oor ons volk in hierdie land kom op hierdie tyd, oor die wêreld kom, dat ons nie saam sing in die koor van klaagliedere wat daar opgaan, maar waarvoor daar geen antwoord is nie, want dit kom uit die hart van 'n ongelowige wêreld. Ons bid dat ons deur die wonderlike liefde en genade getuie sal wees van 'n koninkryk in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sluit af met Psalm 145, die 9de, die 10de en die 11de verse. Die Here is reg in al sy weg en werk, en sy goedheid ken die wêreld deur geen perk. Hy is naby die siel wat tot hom sug, en hy troos die hart wat skreiend tot hom vlug. Psalm 145 verse 9, 10 en 11. Delft voor de losse
Ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die God van alle genade self wat julle geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, sal nadat julle 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, julle bevestig, julle versterk en grondves. Amen.